that song, I'm a donkey. Storytyd saam ouma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Hallo maatjies, ek hoop julle het sommer 'n baie lekker dag gehad. En ek hoop julle het heerlik geëet en dat julle tandjies geborsel is, nie? Vanaand wil ouma vir julle 'n Bybelstorie vertel. Ek is seker almal van julle maatjies hoor Bybelstories by juffrou in die oggende voor skool begin, nie? Dan sal julle hierdie ene eintlik dink ek dalk beter as ek ken. Wie weet nie? Hierdie is die storie van toe God die aarde geskep het. En vir Adam en al die diere daarop. Nou ja, toe is julle reg. Hier gaan ons. So lank gelede het God die heel eerste man gemaak en sy naam was Adam. God het vir Adam uit die stof van die aarde gemaak. Toe hy klaar vir Adam gemaak het, toe blaas hy met sy asem binne in Adam se mond in en toe word Adam lewendig. En hy sien hy's in 'n pragtige mooi tuin. En daardie tuin se naam was die tuin van Eden. Voor God vir Adam gemaak het, het hy ook 'n pragtige wêreld gemaak, wat met wonderlike goede gevul is, nie? Stap vir stap het God allerlei mooi plekke gemaak, ook julle huis, nie? Daar waar julle nou bly, en die skool, en daar waar oumas en oupas en tannies en ooms en maatjies en almal in die wêreld bly. Heerlike, pragtige blomme wat lekker ruik en groot ou lang bome en bontveertjie voeltjies en zompie bytjies en groot ou walvisse en selfs ou jakkie, snotterige slakke. Jak. Ja, maatjies, God het alles gemaak op die aarde, alles. Maar voor dit nog begin het, was daar niks op hierdie aarde nie. Niks nie, niks plekke nie, niks mense nie, niks. Daar was ook nie lig of donker nie. Daar was nie eers op of af nie. En ook nie gister of môre nie. Dit was net God wat aan die begin daar was. En toe begin God alles skep. En die aarde was sommer geen vorm gehad nie. En hy was leeg gewees. En dit was donker oralste gewees. En die dieptes van die see en alles was daar gewees. Maar daar was nog niks daar binne nie. En toe sê God, laat daar lig wees. En raai wat? Ja, toe is daar lig. Ja, en God het hierdie lig dag in. En die donkerte het hy toe nou nag genoem, dis reg. En dit het donker geword en dit het lig geword en dit was die eerste dag. Op die tweede dag het God die waters van al die see en die damme en die mere en die poeltjies bymekaar gebring onder die hemel. En hy het gesê, laat daar droë land wees. En toe gebeur dit.
Die water skuif een kant toe en die droë land en al die berge en grond en alles wat julle oploop elke dag in die gras wat julle opspeel, het toe nou opgekom. En God sê toe nou vir die gras en die blomme en die struike en die bome om ook op te kom. En hulle het. En dit was donker en dit was lig en dit was die 3de dag. En toe maak God die son en die maan en so baie sterre dat niemand hulle ooit regtig almal kan tel nie. En toe word dit donker en dit word lig en dit was die 4de dag. Toe maak God alles wat in die see is, né? Al die visse en ook al die voëls wat in die lug is. Hy het groot ou swaardvisse gemaak en klein ou sardientjies en seepertjies en slakkietjies, seeslakkietjies en seesterre en lang beenvol struise en gelukkige ou klein bytjies en butterflytjies, nee, en ladybugs. En God het al die soorte visse gemaak en hy het hulle in die waters gesit. En elke soort voël het op die land en in die see, ook aan die see, kon hulle toe nou bly en in die bome. En toe word dit donker en dit word lig en is die 5de dag. En toe sê God, laat die aarde 'n lewendige diere na vore bring. Elke soort dier en insek en reptiel het toe nou sommer net begin lewe. Daar was groot ou swaar olifante en baie besige bewertjies. En daar was stoute klein apies en groot ou lomp krokodille. Daar was ook wiggly wurms en cheeky klein apies en chipmunks en lang reusagtige kameelperde en klein ou sagte katjies. Elke soort dier wat die Here gemaak het sy eie soort gehad. En dit was donker en dit was lig en dit was die 6de dag. En weet julle wat? Die 6de dag het God iets baie spesiaal gemaak, iets heeltemal anders as die ander dae. Toe is dit nou reg vir die mens. Daar was kos in die velde en daar was diere wat vir hom kon help en God sê toe, kom ons maak die mens en ons maak hom dat hy soos ons lyk, sê God. En toe maak hy vir wie? Ja, vir Adam. En God maak vir Adam en hy sê vir Adam, Adam, jy mag eet in hierdie tuin net wat jy wil, maar, moenie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. As jy daarvan eet, dan gaan jy doodgaan. En Adam besluit nee, want hier is baie lekker vrugtebome en alles. Hy wil nie van daai ou boompie hê nie. Hier is daar maar heerlike lekker vrugte en alles wat hy kan eet. Hy eet vir hom kaplaks en al die heerlike lekker perskes en die druiwe en die mangoes en die piesangs en die arbeie en die kiwis en julle noem dit alles heerlike lekker vrugte wat hy kon eet. En toe sien God, hy sies tog. Adam is daarom baie sad. Daar's niemand wat vir hom 'n maatjie kan wees nie. Die voeltjies en die diere, almal het hulle elkeen 'n maatjie en hy het hulle almal name gegee. Adam, hy was nogal slim hoor. Hy het vir elkeen 'n naam gegee. Maar hy was alleen. En toe besluit God, hy gaan vir Adam in 'n diep slaap sit. Amper soos wanneer jy hospitaal toe gaan. Weet nie wie van julle maatjies was al in 'n hospitaal nie. En dan sit hulle so maskertjie oor jou gesig. En as jy daardie gassies inasem, dan slaap jy heerlik in 'n diep slaap. Nou dis omtrent so slaap wat God vir Adam gegee het. En terwyl hy slaap, toe opereer God hom so 'n bietjie, toe haal hy een van sy ribbes uit. Net ene, dit is daarom nie seer gewees nie, en hy maak hom toe.
En hy maak vir die vrou, wat is haar naam? Ja, Eva. Hy maak vir Eva uit daai ene ou ribbetjie uit. God is al amazing, né? Net een ou beentjie en hy maak 'n hele pragtige vrou vir Adam. Toe Adam wakker word, toe sien hy haar en dink, "Wow! Sjoe, maar sy's mooi." En so het God alles in 6 dae gemaak. En die 7de dag het hy besluit, nou gaan hy bietjie rus. En in die tuin was daar Adam en sy vrou Eva en hulle was so gelukkig geweest. En hulle het vir God geluister en hulle was sommer net baie happy en bly geweest. Want God het vir hulle gesorg vir alles wat hulle nodig het en hy was hulle vriend ook nog. En dit, maatjies, is hoe God vir ons en al die diere in die aarde geskep het. Maar die tuin het nie altyd so vriendelik en oulik gebly nie, want daar was 'n ou lelike ou dier wat nie gehou het daarvan dat Adam en Eva so gelukkig is nie. Maar daarvan vertel ons vir julle in 'n volgende storie. Lekker slaap, soet wees, tot volgende keer.